Johannes is steeds besig om met die mense te praat oor sonde. Nou die Gnostici het gesê, jy kan nie sonde doen nie. Want al wat belangrik is jou siel. En of jou siel gered word. So wat jy met jou liggaam doen, of jy steel, of vloek, of oneerlik is, maak eintlik nie saak nie. Johannes verkondig die evangelie baie mooi, die twee bane. Die een, skryf julle dat jy nie moet sondig nie. Moenie sonde doen nie. Lewe reg. Die ander baan is net so belangrik. As jy sondig, wanneer jy sonde doen, onthou dat jy vir Jesus het. Onthou dat Jesus die sonde oorwin het. Lewe so dat jy nie sonde doen nie. Streef daarna. Staan in die oggende op en sê ek wil vandag wys wie God is. Ek wil vandag in alles wys wie God is. En dan deur die loop van die dag, as jy dit nie doen nie, as jy die verkeerde doen, as jy vanaand by die huis kom en jy kyk terug oor jou dag en jy sê, "Sjoe, daar was tye wat ek nie gewys het wie God is nie." Moenie dat jy onderkry nie. Onthou Jesus. Onthou Jesus het die sonde oorwin. Onthou Jesus by God. Dat daai sondes is vergewe. Moenie sonde doen nie. Nie omdat jy bang is vir straf nie. Nie omdat jy vanaand moet verduidelik wat jy alles gedoen het nie. Moenie sonde doen nie, want dit is nie wie jy is nie. Want dit is nie wie jy wil wees nie. Want God het sy seun gestuur om jou 'n nuwe mens te maak, wat op 'n ander manier lewe. God se gees leef in jou, sodat jy vir die wêreld kan wys wie hy is. Wees wie jy is. Jy is God se kind. Leef dit. Leef reg, omdat dit is wie jy is. Omdat dit is wat jy wil doen. As jy wil sonde doen, dan leef God nie in jou nie. So kom staan ons in die oggende op en dan sê ons, maar vandag gaan ek reg leef, vandag gaan ek nie sonde doen nie. Vandag gaan ek God se wil doen, vandag gaan ek vir die wêreld wys wie God is. Want dit is wie ek wil wees. En ja, ek gaan struikel en ek gaan foute maak en ek gaan dit nie 100% reg kry nie. Maar dis okay, want ek het Jesus. Maar ek gaan my bes probeer dat vandag beter is as gister. En dat dit wat verkeerd is, ek al hoe minder van doen, want ek wil dit nie doen nie. God het my verander, dat ek anders dink, dat ek anders fokus, dat ek ander prioriteite het. So ek en jy nuwe mense. Here God, dankie dat U ons nuut gemaak het. Dankie dat U die sonde oorwin het. Dankie dat U in ons woon. Here, maak dat ek wil reg lewe. Dat ek nie sonde wil doen nie. Dankie dat ek kan weet dat selfs as ek sonde doen, het U my lief, het U die sonde oorwin. Amen.